Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die Doppler-effek. So hierdie is die les wat ons gedoen het. Een oggend in 'n oggendklas, met 'n redelike baie donker as gevolg van load shedding of sinkgat of een of ander kragonderbreking. So ek gaan sommer gou weer 'n volledige recap doen. En om dit te doen, gaan ek vir jou snitbits wys van 'n video wat ek op YouTube gekry het. So kom ons gaan in daai rigting. Jy kan sien daar's heel wat video's oor Doppler, maar hierdie ene verduidelik dit nou nogal vir my oulik. In Sheldon's words, It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Goed. So Sheldon sê en mens sou hierdie kon stadig luister weer. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. En in 'n paar video's gebruik hulle hierdie, en as jy ekstra klas het jou ekstra klas oom of tannie ook dalk vir hierdie gewys. Maar die snaakse deel is selfs sy hempie wys vir ons die Doppler-effek. So waaroor gaan dit? the Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves. In the direction it's moving, the wavefronts bunch up, and behind it they spread out. If our object is moving towards a stationary observer, these bunched up waves are observed at a high frequency. So as ek gou dit vir jou in Afrikaans kan sê, die golflengtes, die golffronte wat tussen die bewegende, daar soos die oog, en hierdie kol beweeg nou na die oog toe, dan hoop die golffronte op. Wat beteken die golflengte word kleiner aan die kant waar tussen die observer, die waarnemer en die bron. En die teenoorgestelde gebeur aan die kant wat weg is. Sê nou maar ek het 'n oog aan hierdie kant gesit en die kol beweeg nog steeds na regs. Dan versprei die golffronte, so die golflengtes word langer. En jy moet dit kan verduidelik. So die golffronte hoop op, wat beteken die golflengtes word korter, of die golffronte sprei uit, of die golflengtes word langer. And if the object is moving away from a stationary observer, the waves are observed at a lower frequency. So that is the Doppler effect, the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. As ons dit in Afrikaans sit, dan lyk dit ietsie soos hierdie. En ek het nou sommer een van die memos nader getrek. Kom ons kyk hoe baie kan ek inzoom. Die skynbare verandering, die verandering in frekwensie of toonhoogte, en die woorde wat in hakkies is opsioneel. As jy hulle kan bysit, dan maak jou sin net meer sin, maar die verandering in frekwensie of toonhoogte as gevolg van die relatiewe beweging, daai is baie belangrik, die relatiewe beweging tussen die bron en die waarnemer. So, jy staan op een plek en die roomhuiskarretjie ry na jou toe. En daar's 'n skynbare verandering in die frekwensie wat jy waarneem. Die frekwensie verander nie regtig nie, want die ouetjie wat in die roomhuiskarretjie sit, hoor die hele tyd dieselfde liedjie. Maar omdat daar 'n beweging is, 'n relatiewe beweging, dis of na jou toe of weg van jou af, 'n relatiewe beweging tussen die bron en die waarnemer, so die roomhuiskarretjie en jy,
klink dit vir jou asof die toonhoogte verander. Baie belangrike definisie. As jy baie gelukkig is, dan vra hulle net vir jou kom ons sê, hulle sê vir jou 'n muskiet vlieg na jou toe en jy hoor die frekwensie word hoor. Wat noem mens hierdie effek? En dan sê jy dis die Doppler effek. Waar is die Doppler effek hierso? Op die Doppler effek. Maar dit is as hulle nie punte nodig het nie. Die kans dat jy die definisie gaan moet neerskryf is baie goed. Kyk, kom ons hoor wat sê die oom verder. It makes sense, but it gets interesting when you consider some of its applications. So let's say you are standing in the middle of a road. That's you, and a car drives past you very fast. As it does so, it honks its horn, because you're standing in the middle of the road. The horn to you might sound something like this. So it starts at a high pitch and moves to a lower pitch, even though from the driver's perspective, the horn is playing the same pitch the entire time. So what's going on? As the vehicle's coming towards you, the sound waves that it's emitting bunch up, and so are delivered to you at a higher frequency, which you interpret as a higher pitch, because the frequency of sound waves is pitch. And then when the vehicle passes you and is moving away from you, the sound waves spread out, and so you hear them at a lower frequency. Nou, ons gaan nie vir jou musieknote gee nie, maar soms gee hulle vir jou, waar is ons kamera? Soms gee hulle vir jou dit in die vorm van 'n grafiek, waar hulle sê, daar was die frekwensie wat jy gehoor het voor die tyd, en daar is die frekwensie wat jy gehoor het na die tyd. Net vir jou nog 'n voorbeeld wys. Ander vraag stel. Nee, hierdie is die prentjie wat ek vir jou wil wys. So, hulle kan dit vir jou in 'n grafiek gee. Hulle kan hom vir jou so wys en dan dat hy afgaan en dan op die ander een. Jy gaan twee verskillende frekwensies hê. Of die ouetjie na jou toe kom en of hy weg van jou afgaan. Nee, daar gaan twee wees. Kan ek sommer so spring. A lower pitch. So that's how the Doppler effect works with sound. It also affects another kind of wave, light. So let's say you look out your observatory and you see a star. Just like the car's sound waves, if the star is moving towards you, even just a little bit, the light waves that it emits will be bunched up, meaning that you see the light at a higher frequency than it actually is. Frequency in sound is pitch, so what does it mean for light? Well, if we look at our handy pocket electromagnetic spectrum chart, we'll see that a small change in frequency for visible light will change its color. Higher frequency light waves means bluer light, and lower frequency light waves means redder light. Amper mis ek die oom. So, ek dink nie hy sê dit in die res van die video nie. Maar dit beteken dat as 'n planeet of 'n ster of een of ander hemelliggaam na ons toe beweeg, dan gaan die golflengtes kleiner wees. En dan gaan ons hom sien as blouerig. As hy weg van ons af beweeg, soos meeste van die goed in die heelal, dan gaan ons rooi sien. En die maklike manier om dit te onthou, is as jy op 'n snelweg ry, en jy sien die karre wat voor jou wegry, dan sien jy hulle agterligte, wat gewoonlik rooi is. Maar as 'n motor na jou toe kom, behalwe dat dit gewoonlik wit is, maar dan sien jy blou. So as iets weggaan van jou af, daai remligte aan die agterkant, dan sit rooi, maar daai pragtige, partykeer LED liggies, gaan 'n blou lig wees. Light, and lower frequency light waves means a redder light. This is called redshift, and it may possibly be among the weirdest and coolest things of all time. Stars, or anything that you can see, change color depending on their relative motion to you. Of course, you can't see this minute difference with your eyes, but astronomers with the right equipment can use this effect to tell whether stars are moving away from or towards Earth.
As it turns out, almost everything we can see in the universe is moving away from us very quickly, which is both an important piece of evidence for the Big Bang and an indication that the Earth might get very lonely in the distant future. Gelukkig hoef ons nie daaroor te bekommer nie. So, daar is 'n paar goed wat jy kan verwag in die Doppler-effek vrae. Die eerste ene is dan nou die definisie. Gaan leer daai definisie, die skynbare verandering in die waargenome frekwensie of die toonhoogte, omdat die waarnemer en die bron relatief tot mekaar beweeg. Dan die tweede ene wat hulle soms vra, maar nie so gereeld nie, is jy moet teken, hier is jy, en daar kom 'n muskiet na jou toe. So, hier is die muskiet. Hy beweeg na jou toe. Hoe gaan die klankgolwe rondom hom lyk? Net daai pyltjie wegvat. As hy na jou toe kom, dan weet jy die klankgolwe word opgehoop hierso. So al wat ons gaan wil sien, en miskien is dit ook 'n potloodgeleentheid, is dat die golflengtes hier naby mekaar is en aan die agterkant verder van mekaar af is. Geen punte soos by elektrostatika vir netheid nie. 2 punte, as jy kan wys dat hier is hulle naby mekaar en daar is hulle ver van mekaar af. So dis die een ding wat hulle soms vra. Die ander vraag wat hulle vir jou kan vra is 'n sommetjie. En vir die som het jy 'n formule. Nou, as ek my formuleblad naby trek en nee, die regte een, dan lyk die formule so. Die frekwensie wat die luisteraar hoor is gelyk aan spoed van klank, die spoed van die luisteraar, die spoed van klank, die spoed van die bron en dan die frekwensie van die bron. So, as ek dit neerskryf, die frekwensie wat jy hoor, dit is gelyk aan die spoed van klank en daai plus minus is geweldig belangrik, amper maak ek 'n 4. Want jy gaan die plus en minus kies op grond daarvan of julle weg van mekaar af beweeg en of julle nader aan mekaar beweeg. Daar is die spoed van die luisteraar, beweeg jy na die bron toe, of hier is die spoed van die bron, miskien beweeg hy na jou toe en jy staan stil. En dan die frekwensie van die bron. 'n ambulans, 'n roomhuiskarretjie, 'n polisiewa, nee. Daar kan enige rede wees hoekom die bron kan beweeg. Jy kan ook 'n alarm hê. Daar's 'n huis se alarm wat afgaan en jy kan verby die huis ry en hoor hoe die frekwensie van die alarm verander. So beide die luisteraar en die bron kan beweeg, maar nooit al twee nie. Ons gaan dit nou nie so moeilik maak nie, net een van die twee gaan beweeg. En jy die spoed van elkeen, die frekwensie wat elkeen hoor, en dan die spoed van klank wat hulle vir jou gee in 'n vraag. En so ek kan vir jou die spoedwy, die sommetjie vra. Dan kan hulle vir jou vra, beweeg hy na of weg? Nee, kom ons sê dit sommer hierso, na of weg. Maar dan kan hulle ook met kleur speel. So hierdie is alles klank. Met kleur kan hulle praat oor die rooi verskuiwing. Rooi verskuiwing. En dit is nou die deel waar planete na ons toe gaan, na ons toe kom of weggaan nie. Elke nou en dan hoor ons daar's 'n asteroïde wat die aarde gaan tref op 'n stadium. Hoe weet hulle dit? Hulle het met daai groot mikroskope, teleskope gekyk
en hulle het iets roois raak gesien. En rooi beteken iets kom, nee, hulle het iets blou gesien. Gewoonlik is alles rooi, want dit gaan weg van ons af, né? Daai rooi lig van die motor help baie. Maar as hulle ietsie sien wat blou is, dan weet hulle maar hy is op pad aarde toe, en dan kan hulle nou verskillende foto's kyk, hulle kan kyk hoe vinnig hy beweeg, en hulle kan voorspellings maak. So hierdie is ook 'n ietsie, dis net teorie wat mens moet leer. So, in die volgende 3 videoetjies gaan ek gou weer daai 3 vraestelle van ons hanteer met hulle Doppler.